before you. And we stand in awe. Here, dit is al wat ons kan doen. In die grootheid en die almag, Here. We stand in awe. And blessing and honor and glory and power be unto the Lamb of God. Yes, we praise you, Jesus. To Him who sits on the throne and unto the Lamb, to Him who sits on the throne and unto the Lamb, to Him who sits on the throne and unto the Lamb, Jesus. To Him who sits on the throne and unto the Lamb, oh, be the blessing and glory, honor and power forever. Be blessing and glory, honor and power forever. To Him who sits on the throne and unto the Lamb, oh, unto Him who sits on the throne and unto the Lamb. Holy blessing and glory, honor and power forever. Oh, be blessing and glory, honor and power forever. Come on, let's lift our voices to the King of Kings. Oh, be blessing and honor and power forever. Oh, be blessing and honor and power forever. Come on, let's worship Him today. Oh, yeah. Hallelujah, sing, yeah. Oh, we worship you, Jesus, Jesus. Be blessing and glory, honor and power forever. Oh, be blessing and glory, honor and power Jesus, we worship you, God.
people, we declare your mighty works. Father in heaven, how I love you. I lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people, we declare your mighty words. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father in heaven, how we love you. Come on. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people, we declare your mighty words. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore, who reigns forevermore, who reigns Here, u heers vir ewig. En ons is gekoppel aan 'n troon wat nooit leeg is nie. Daar gaan nie 'n nuwe president kom nie. Jesus is die koning. Amen en amen. Net voordat jy sit, terwyl ons nou so lekker sing. Ek glo mense moet soms ook van hê. Gisterand het ons Here aanbid, maar ons het van gehad. Onthou julle 'n ou liedjie, Higher Higher. Ja. Lift Jesus higher. Lower, lower. Stamp Satan lower. Dis vir my 'n fun liedjie. Dis lekker om die Here te dien, maar ek het gisterand gesê, wie het gesê kerk mag nie lekker wees? Amen. Ons jong mense gaan diskous wat hulle sê is lekker. Die kerk moet die lekkerste plek wees. So, cast your burdens. Ek gaan jou nie dophou nie, jy gaan nie punte verloor nie. Maar jy kan maar 'n bietjie wys, hoor. As ek op my jong ouderdom nog kan wys en kan huppel. So, cast your burdens. Onthou julle hom nog? Ons ken hom. Ja. Good for you. Ja, dis 'n fun liedjie. Dis nie 'n aanbiddingsliedjie, dis net sommer 'n lekker liedjie. Is dit reg? Ja. Cast your burdens unto Jesus, for he cares for you. Cast your burdens unto Jesus, for he cares for you. Higher, 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 lift Jesus higher, 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 lift Jesus higher. Cast your burdens unto Jesus, for he cares for you. Cast your burdens
Jesus, for He cares for you. Lower, 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 step Satan, lower, 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 step Satan. Cast your burdens unto Jesus, for He cares for you. Cast your burdens unto Jesus, for He cares for you. Higher, 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 woo. Higher, higher, lift Jesus higher. Oh, higher, 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 lift Jesus higher. Lower, 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 step Satan, lower, 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 step Satan, lower, higher, 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 lift Jesus higher. Higher, 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 lift Jesus higher. Wow. Baie dankie, jy mag sit. Julle is great, hoor. My ouens bly saam met my. Hulle val langs die pad. Daar was 'n jong seun. Hy het gesê hy wil eendag 'n skrywer wees. Hy wil mense laat lag, mense laat huil, mense laat skreeu en mense laat vloek. Toe word hy 'n spietkop. Hy het geskryf. Ek ry vanaand hierna toe dink ek oor Elma. Sy's 'n pastoor. Sy's 'n generaal. Sy's 'n dokter. As ek jou groet, weet ek nie of ek 'n kruis moet kap of jou salueer of sy suster of pastoor nie. Hoe groet 'n mens jou? Julle sal agterkom, ek het gistermôre gepraat oor wandel met Christus. Toe het ek gisterand gepraat oor wandel met God. En ek hou vol, as 'n mens een tema het, julle gaan die preke vergeet, maar julle gaan die storieetjie onthou. Kom ou man. Die Here wil hê ons moet saam met hom stap. Maar vanaand praat ek oor, waaroor praat ek? Gooi hom vir my asseblief. Ruimte. Die Heilige Gees, jou space suit. So ons gaan vanaand wandel in die ruimte. Is nog een tema, ons wandel. Maar onthou julle nog, toe ons almal so gekyk het na die televisie en ek sal nooit vergeet die eerste keer toe ons op die maan land, ek was 'n seentjie. 'n Seentjie. Ons het voor die FNP gesit. Daar was Nico en Karel Botha by ons huis. Ons het saam nog geluister hoe land hulle op die maan. En nou is Nico Saterdag begrawe. Baie jare terug. En later toe kyk ons. Is dit verlede jaar wat SpaceX gedok het? Ek het gesit en kyk. Daai ruimteprogramme, dat hou iets doen, maar dit bly vir my altyd nogal scary as ouens uitklim uit die tuig uit. Daai tuig gaan teen 'n geweldige spoed. Wat het julle gedink? Groot snelheid. En daar's net 'n tou wat hulle vashou. So 'n mens leef in 3 wêrelde. Jy en ek leef in 3 wêrelde. Ons leef in die fisiese wêreld, dit wat ons sien.
Maar jy leef ook in jou gedagtewêreld. Miskien het jy dit nou nog nie in 'n preek gehoor nie, maar dis 'n gans ander wêreld. Wat ouens sien en wat hulle dink is twee dinge. Jou gedagtewêreld kan weghardloop met jou. Wie was 'n rowwe tyd met COVID gehad? My vrou sê ek wou doodgaan. Ek het oorgegee, ek het gedink ek gaan dood. So my gedagtes was baie erger as die COVID self. Gelukkig is ek reg om dood te gaan. Almal wil hemel toe gaan, nee, ons wil net nie nou gaan nie. So, jy het jou fisiese wêreld, jy het jou gedagtewêreld, maar daar's ook 'n geeswêreld. En of jy dit wil weet of nie, hy's daar. Jou swart bevolking is baie meer ingestel op die geeswêreld. Hulle word groot met geesbelewennisse. My vrou se oupa het All Nations Gospel Publishers begin. Hy het die traktaat, die Pak se hart geskryf. Wie het oor daai traktaatjie gelees? Pak se hart. Lenet se oupa het hom geskryf. Hy het hom gekry uit Chinese en bietjie verander, maar hy het hom bekend gestel in die wêreld. Maar hy was 'n sendeling in Basotho-land, die ou Lesotho. En hy vertel hy kom by 'n stad aan, nie 'n stad met 'n D nie, 'n stad met 'n T. En die kaptein sê vir hom, sy dogter is in 'n hut nou al vir 6 maande. En hoor my, dis opgeteken, maar grandpa het self vir my die stories vertel. Ek was immers familie van hom. Hy sê, as hulle naby die hut kom, dan gaan daar in die berge 'n klip los. Dan hoor hulle hom soos, en hy, my vrou se oupa tot bekering gekom in die Eerste Wêreldoorlog. Hy sê, dit klink soos 'n bom. Dan hoor dit. Toe hy daar kom, toe lê daar al 'n hoop klippe. As sy wil uitkom, dan kom 'n klip. Hulle het met 'n stok vir haar kos ingestuur. En grandpa sê, I know the God that controls even the spirit world. En hy stap in. Hy sê, terwyl hy instap, toe gaan daar 'n klip los. Maar hy raak hom, hy val langs hom. En hy gaan haal haar uit. En die kaptein neem Jesus aan en sy dogter en die hele stad gee hulle hart vir Here. Hy doop die hele stad. If you access the spirit world, nee, vandaan kan ek Afrikaans praat, nee. As jy die geesruimte kan binnegaan, dan begin jy ander goed beleef. Kan ek julle nog 'n storie vertel? Nou praat ek van omtrent 35 jaar gelede. Ons het die kerk gebou, Immanuel gemeente daar by die Checkers. En ek sit voor, ek het altyd hier voor gesit. En iemand kom my skouer, hulle sê, pastoor, nou gaan ek preek. Jy moet asseblief kom bo vertrek toe. Ek kom daar, hier's 'n meisie besig om te krioel soos 'n slang. Sy het op die grond en sy krioel soos 'n slang. En toe ek inkom, toe maak sy so, en sy spoeg, en ek koes, in die gwel, is op my skouer. Maar ons is almal, ons is bang. Ek moet vir jou sê, as jy met die gees goed te doen het,
Dis nie speletjies nie. Ons bid in tale, maar sy's aggressief. Sy's op die grond. Aan die Here eer, ons was 'n paar ouens, en ewe skielik begin die honde in die omgewing vreeslik blaf. En ek kyk van, dit kom in my gees, Jesus het die duiwel die varke ingejaag. Ek sê, gaan na die honde toe. En sy kruip tot by die stoel, by die venster, en sy spring net soos 'n hond op die stoel. En sy begin blaf. En die honde word rasend in die omgewing. Want die kerk is in 'n straat, waar in die volgende oomblik val sy van die stoel af, agter sy voor, so mak soos 'n lam. En die duiwel gaan uit haar uit. Hierdie goed gebeur. Wie nog 'n storie hoor? Hierdie is baie jare terug, bid, en die Here sê vir my, ek gaan preek, en iemand gaan my kom challenge. Tini Mulder het hom later jare begrawe, ek het 5 mense gehad, wat altyd saam met my gaan bedien het. Ek mis dit. Wie het ooit vir Tini Mulder geken, hy het in Benoni gebly. En ek preek die aand in Germiston, Tini is saam met my, en toe ek klaar gepreek het, stap 'n vrou vorentoe kom staan en sê, en wie dink jy is hierdie God waarvan jy praat? En ek sê, jou Satan. Ek sê, Tini, kom. Dan vat haar bidkamer toe. En hy dryf 'n drankduiwel uit haar. Nou ek sê laaste een, laat ek net korrigeer, almal wat 'n drankprobleem het, het nie 'n demoon nie. Maar toe sy die visievoorsitter van die gemeente se dogter. Niemand weet van die drankprobleem nie. Maar daar's pandemonium. Want hy kom terug met haar en sy's ontspanne en hy sê hy het 'n drankduiwel uitgedryf. Ek dink nie hy moes dit gesê het nie. Want dis mense vir my kwaad, maar dat die Here my vooraf waarsku. Ek het my spyssoet aangehad en sê erns wat ek gaan preek, gaan iemand my challenge. En ek het die 5 persone wat saam met my gereis het, gesê erns gaan ons deur 'n demoon gekonfronteer word. So dit was nie net die vrou nie, die het my gewaarsku. Daar is 'n geeswêreld. En daarin is ons nie baie behendig. Ons sien dinge en ons dink 'n klomp dinge. But the spirit world is different. Ek kan jou regtig besig hou. Dit is die probleem van ou pastoor, dat klomp storieetjies. Maar ek het nogal dinge beleef. Ek wil net met jou 'n oomblik praat oor die geeswêreld en ek noem dit 'n realiteit. 2 Konings 6 vers 16 en 17. Elisa se diensknegt is baie bekommerd. Hy sien rondom hulle gaan hulle aanval. Moenie bang wees nie, sê Elisa vir hom. Daar is meer aan ons kant as aan hulle kant. Nou, onthou nou hierdie diensknegt, hy sien die feite. Hier's 'n army. En ek dink in sy kop dink hy, Elisa, wat het jy nou gerook? Kan jy nie sien nie? En nou sê die skrif, toe bid Elisa, Here, maak tog sy oë oop dat hy kan sien. Die Here het sy dienaar se oë oopgemaak. Toe hy opkyk, sien hy dat daar baie perde en strydwaans van vuur op die heuwels rondom Elisa was. Daar's 'n realiteit. En baie keer is die realiteit die oorsaak van jou gedagtewêreld. Nie altyd nie. Daai twee praat nie altyd met mekaar nie. Maar ek praat oor die derde realiteit.
die geeswêreld. There is a spirit world. En nou kom Efesiërs 6 vers 12 en sê, want ons stryd is nie teen mense nie, maar teen bose regeerders, ek is die Nuwe Lewende Vertaling hier, en maghebbers teen die geeste wat heerskappy in hierdie donker wêreld uitoefen, teen die bose geeste in die hemelruimtes. Vandag toe ek weer met die preek werk, wat is sukses? Ek weet nie. Maar die Here het my gehelp om groot gemeentes te bedien. Maar ek het nooit toegelaat dat mense my fight nie. Ek het altyd met die Gees gewerk. Daar's geeste. En jou orkes is nie jou probleem nie. Sy is nie jou probleem nie. Alma is nie jou probleem nie. Ek het as jong pastoor gevra, Here, mag ek altyd in die Gees sien? Mag ek in die Gees lewe? Ons dink baie keer is mense. Dis nie mense nie. There's a spirit behind it. Nou gaan ek baie gevaarlike ding sê. Wat op die oomblik in Israel gebeur, is alles 'n geestelike ding. Hamas is 'n geestelike ding. Daar's 'n groter ding as Benjamin Netanyahu en Hamas. Daar's iets geesteliks aan die gang. En ek vra jou, hoor wat sê die Here? Hoor wat sê die Here? Miskien moet ek dit ook sê, laat ek nou 'n paar mense kwaad maak. Ons kan nie die Jode vloek nie. Dis die boom waarop ons ingeënt is. Ons is op daai boom ingeënt. Dit sê Romeine 12. So jy kan nie dit waar jou wortels is begin vloek nie. Ja, ek hoor die argumente. Sê ja, maar daar is die Christen nie, en hulle staan teen die Christendom. Dis nie my saak nie. My wortels is by hulle. As jy daai boom begin vloek, dan is jy op gevaarlike terrein. Nou het ek eintlik my hand gespeel. Mens moet altyd goed in die Gees beoordeel. So, ek praat van 'n geeswandeling vanaand. En jy het 'n spacesuit nodig as jy in die buitenste ruimte. Kyk, daar's 'n prentjie, gaan net aan. Daar's 'n prentjie. Nou daai spacesuit, ek was vreeslik geïnteresseerd in die Here het my gehelp. Ek was in Washington DC by die wat? Ja. By die ja. En ek het hierdie spacegoed en die spacesuit. Ek het daar gestaan en gekyk en jy weet wat die goed, maar as jy dit nou fisies sien, dan is dit net wow. En daai suit is alles wat jy nodig het om te lewe. As jy 'n draaitjie wil loop jy om sommer in jou spacesuit. Daar's 'n plekkie daarvoor in die suit. Dit raak nie aan jou nie. Dit klink nou bizar, maar alles is in die suit. Daai tou bring suurstof na dit. Dis 'n naalstring. En besef jy, toe hulle die spacesuit ontdek het in die ruimtepak wat jy nie meer in die ruimte loop, toe het hulle gekyk na 'n baba in 'n ma se maag, toe sê hulle, hy het 'n umbilical cord, wat sê hy? Naalstring. Julle het almal naaltjies. Daar's 'n skroefie in, as ek hom uitdraai, val jou boutjie af. Want 'n skroefie het 'n boutjie. Ek is stout by vanaand. So, dis 'n lewensaar
met die moedertuig wat eintlik op die aarde is, op die aarde hoort. En ek wil vanaand sê, as jy met God wil wandel, het jy 'n spyssuit nodig. Ek wil net ek dink ek gaan nou een skyfie spring, en ek wil by Lukas 24 vers 49 kom. Jesus sê, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Nou interessant, daai woord toegerus, is die Griekse woord endio, wat beteken aangetrek is. Weereens, ek het dit gister gepreek, die Bybel is 'n fenominale boek. Toegerus is eintlik aangetrek. En dit is die tema tot gevolg van vanaand. Die Heilige Gees, dit wat ons hierdie 4 dienste vier, is my spyssuit. Die Here sê vir die disippels, julle moet gaan wag. Ek wil vir julle 'n spyssuit aantrek. Dis net 'n ander manier om te dink. Wie is bang vir spooke? Ek is nie. Ek is regtig nie. Wat kan 'n gees my doen as God se gees in my bly? Wat kan 'n gees aan my doen as God se gees my klere is? Ek hoop jou gees vat dit vanaand. Totdat jy aangedoen is met krag uit die hoogte. En die woord krag daar, Pieter, wat is die Griekse woord? Dynamos. Jou spyssuit gaan 'n power suit wees. Nou ek hou van stories. Wie like vir Superman? Clark Kent, nee, sommer gewone ouetjie. Gewone Engelsman. Maar laat hy daar in die telefoonhokkie ingaan. Ek wou vanaand my Superman hempie aantrek. Want Superman gebruik graag my hempie. Is dit nie interessant dat al die superheroes het 'n bepaalde drag nie? Toe my seuns groot geword het, hulle is nou 41 en 43, was He-Man. By the power of Grayskull. Onthou julle dit? Dis swart. Maar die superheroes waarmee die kinders groot word. En jy kan jou kinders probeer afskerm en sê dis demonies en dit, hulle sê nie goed. Het almal klere aan. Jo, ek gesels net vanaand. Ek preek nie, maar praat. Nou kom die Here en hy sê, ek wil vir jou 'n spyssuit gee. Sodat jy kan navigeer in die geeswêreld. So dis vir my 'n vars opsomming van die Heilige Gees. Ek hoop is vir jou vars. Ons kan baie goed sê oor die Heilige Gees. Maar ek wil graag ook behendig wees in die geeswêreld. Ek wil graag verstaan wat daar aangaan. So hier is die woord.
Spacesuit vir 'n ruimtewandeling. Nou gaan ek terug na die vorige skyfie. Ek het verander hier. Die tool in die geeswêreld is woorde. Nou ek wil nie 'n nuwe preek begin preek nie. Maar net iets om oor te dink. Watter dag het Jesus lig geskep? Eerste dag. Wanneer het die son gekom? Derde dag. Weet jy, daar is 'n hele nuwe wetenskap. Jy kan dit gaan Google. Sonoluminescence. As jy water bestook met woorde en lig, of woorde, as jy hulle bestook met klank, nie woorde nie, jammer ek het verkeerd gesê, as jy water bestook met klank, kan die water half ontplof en lig veroorsaak. Ek sê nie dis wat gebeur het nie, want ek kan nie, maar ek dink, en God het gesê, laat daar lig wees, die aarde was vol water. Sy stem het soveel krag, dat die water begin, dis lig. Dis nou so 'n wetenskap, gaan Google maar. Ek het net weer van my feite seker gemaak volgende. Sonoluminescence. Klank kan lig uit water uitbring. Hoor my? Ek sê nie dis wat gebeur het in Genesis, dis nie ons weet nie. Maar ek weet, in elke wêreld, in jou fisiese wêreld, al sien jy dinge, maar iemand vertel jou iets anders, dan glo jy die woorde. Is dit waar? In jou gedagtes. Dis een van mense se grootste probleme. My onderwyser het gesê ek's useless. Ek het net verlede jaar weer van die feite seker gemaak. Dan kan ek nog 'n storie vertel? Julle is nog wakker? So 24 jaar terug, vra pastoor van 'n onafhanklike gemeente vir my, ek moet by hulle gemeentekamp praat. Die gemeente was in Springs, hulle het by 'n kampterrein, Dwellingon kamp gehou, en ek preek die Saterdag aand, en ek stap na 'n man toe, en ek sê vir hom, jou pa het jou vernietig. Vernietig. Hy sê, dis waar. Ek het nie geweet, hy is 60. Hy sê, my pa het my met 'n osriem geslaan, ek moes elke môre 4 uur opstaan. Hy het my geslaan. Later my preek, haal ek R100 uit my sak uit, ek sê, hierdie is 'n bewys, dat die Here vanaand vir jou iets gedoen het. Daai Woensdag bel die pastoor my, nou ek bly in Pretoria, hy sê vir my, ek moet kom, daai man wil vir my Bybel lees. Ek dink, ag heerlikheid, ek het al die Bybel baie gelees. Nou moet iemand vir my kom sit en Bybel lees. Nou moet ek Springs toe ry. Hy sê, Johan, jy moet kom. Jy moet kom. Kom maar aan. Op standaard 3 is hierdie man gesertifiseer as onomkeerbaar. Wat noem jy dit? Disleksies. Standaard 6 weer. En hy sê die skool het in standaard 6 en hy het alle jare gewerk by Lieber Brothers in Springs. Ongeletterd. Hy het 2 maande voor die tyd afgetree en ek geef hom R100. En die maandagoggend toe gaan hy en gaan koop vir hom 'n Bybel. Toe hy die Bybel vat, toe kan hy die Bybel lees. Wonderlik. Ek het verlede jaar in Denotter gepreek, toe sit die pastoor in die kerk daar, afgetree. Toe sê ek, bevestig net weer die feite. Toe sê hy vir die hele gemeente, dis die feite.
Kan jy dink dat toe hy sy pa vergewe en dan vryspraak kom, toe die woorde van sy pa uit sy kop uitgaan, toe kan hy begin lees. Daar's iets om woorde. Dis hoekom ek sê, dis 'n preek op sy eie. Maar in jou gedagtewêreld, in jou fisiese wêreld en in die geeswêreld het woorde gesag. Woorde is baie belangrik. Nou, ek is amper klaar. Daar's 2 dele in jou spyssoet. En ek het gisteraan daaraan geraak op 'n vars manier. Is nie toevallig dat wanneer die disippels wag, en ek het 'n ander preek, waarvoor moes hulle wag? Kom ek sê jy was nou 'n disipel, en die Here sê vir jou, gaan wag vir die Heilige Gees. Petrus, waarvoor wag jy? Hulle het nie geweet, hoe gaan die Gees kom nie. En hier begin hulle in tale praat. Wat ek gisterand gesê het, ek wil dit nie herhaal nie. Van julle was nie. Van julle het op YouTube gekyk. Wow, Facebook. Maar ek glo, dis meer as tale, jy praat hemels. Jy praat hemels. So, die Here gee vir jou 'n tool, jou spyssoet se tool, is om hemels te praat. Nou is alles dit snaaks. Ek is op die punt waar ek nie meer verskoning vra vir die nuwe taal wat ek bid nie. Net interessant. 2 pouse van tevore, Johannes Paulus, nommer 2. Ek kan vir julle die video gaan kry. Sy priester, sy persoonlike priester, is gedoop in die Heilige Gees. Het jy dit gesien, hy? En daai priester, het saam met die paus met hom, met hy in sy taal. Die paus het dit aanvaar. Daar's iets van jou toe om in jou taal die Here te eer. Nou ek weet Pinkster en die Heilige Gees is baie meer as tale, hoor. Ek is nie besig om 'n ding alleenlik te propageer nie, maar ek gaan in 'n rigting. Maar die tweede ding is, daar's krag. Daar's krag. En hier's die ding, oom Pierre Leroux, ek was een van sy seuns, ek ken Elio Neil en 'n paar van hom, het hy gesê, die grootste pateet in enige dorp is 'n Pinksterpastoor sonder 'n salwing. Hy kan al die regte goed sê, maar hy kan niks doen nie. So ek het besluit, ek wil nie die beste prediker wees nie, maar ek wil iets kan deponeer. Pieter, die Here het gisteraan die atmosfeer geskuif in jou gemeente. Ek weet julle is 'n oulike gemeente, en ek dink regtig julle is oulik, but something shifted in the spirit last night. Iets van 'n openheid gekom. Iets van 'n openheid. Verwag dat 'n paar mense gaan spot, verwag 'n paar mense gaan ongelukkig wees, maar kyk verby, sien wat die Here hier gaan doen. Daar's behoefte in 'n gemeente waar die teenwoordigheid van die Here tasbaar is. There's a call for power. As prediker alleen die ding kon doen, moes Suid-Afrika gered gewees het van bo tot onder. Woorde is belangrik, maar die spyssoet dele is woorde en krag. Dis woorde en krag. Dis nie net woorde nie. Dan moet krag wees. Miskien ken julle hom.
Wayne de Beer, hy het in Benoni gebly, was in my gemeente jare terug. Ek het nou nog kontak met hom. Hy was in sy 50's, hy's nou 84. Sy 50's. Toe laat die dokter sy vrou kom, toe het hulle al 17 kliere hier uitgehaal. Geen speekselkliere meer nie, toe het hy klierkanker. En ek ry nog op my Foxy Beetle. Kan jy onthou, ek het 'n groen Foxy Beetle gehad. Ek ry, daai tyd was nog op 'n betonpad. Hy lê in die Sandton Kliniek. En ek ry en ek bid in my taal. Kliphard. En die Here sê vir my, hy gaan nie doodgaan. Ek stap aan in sy vrou en sy kinders huil. Ek sê stop dit. Weet jy, as jy in die gees begin werk, dan's woorde, dan bid jy nie. Ek sê, Wayne, jy gaan lewe. Hy leef vandag nog. 84 jaar oud. Hy speel elke tweede dag 'n ronde golf. 84. Hy moet permanent water drink. Hy het nie speeksel. Maar hy lewe. Hy lewe. Ek weet net, daar's 'n tool, dis jou tong. Jou tong kan 'n nuwe taal praat, maar jou tong kan ook lewe spreek. Jou tong kan lewe spreek. So, ek wil vanaand iets anders doen. Jy's 35 jaar nie. Jy gaan klaarmaak. Maar ek wil hierdie kerk vol sien. Wil julle hom vol sien? Ek vra jou vir 'n oomblik, staan net op en beweeg rond en spreek lewe oor die stoele. Ek weet julle het dit miskien al gedoen, maar kom ons doen dit. Kom ons doen dit, kom ons spreek lewe. Beweeg. Ek wil hê 'n paar mense moet agterstap. Ons spreek lewe en ons spreek mense wat opdag en lewe. En as jy dit nie wil doen nie, moet dit nie doen nie. Ek beveel jou nie. Ek sê net, moenie nou bid nie, sê net dankie Jesus. Hulle kom. Hulle kom. Groot is u heerlikheid. Kom, halleluja. Dankie Jesus. Halleluja. Dankie Jesus. Halleluja. Dis 'n bietjie anders diens hierdie, dis 'n bietjie anderster. Maar ons gebruik die tool van die Gees. Ons gebruik die tool van die Gees. Ons spreek lewe oor hierdie kerk. Dankie Jesus. Halleluja. 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 Pieter, gaan staan binne in die doopbad. Weet, dis 'n bietjie 'n issue om daar in te kom. Ons staan daar binne in. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Ek is besig om iets met jou te doen wat ek vanaand preek met my hele gees. Daar's 'n tool, dis woorde. Maar daai tool het jou 'n nuwe taal en dit krag. Pieter, julle gaan nuwe mense doop hier. Aanvaar jy dit? Die jongman vir wie ek gisterand gesê het, as hy roep om sy lewe, ek hoor hy's maar so 'n jaar hierso, uit een van die susterskerk uit. Het jy al gedoop? Was jy al gedoop? Is hier iemand wat nog nooit deur wateronderdompeling gedoop is nie? Is hier so iemand? Jy's nie besprinkel nie, want dis nie 'n doop nie. Is hier iemand wat nog nooit gedoop is nie? Dis die regte ding. Gaan staan daar by die pastoor. Is die eerste een van 'n stroompie. Wow. Is jy ook nog nie gedoop nie? Nee, jy hoef nie binne in te staan nie, jong dame. Jy kan sommer hier staan. Is jy nog nie gedoop nie? Ek is besprinkel. Besprinkel, dis nie doop nie. Ek is besprinkel. Ja, nee, doop beteken indruk. As ek jou 'n beskuit gee, gaan jy en ek sê doop hom in die koffie. Gaan jy nie koffie vat en opspat nie. Ek gaan die beskuit indruk. Die pastoor gaan met jou praat. Dankie Here.
Is jy ookie? Jo. Jo, er gebeur iets. Gemeente, wanneer die Heilige Gees werk, is dit nie altyd snaaks nie. Ek is so normaal hier, soos nog iets. Maar hier gebeur iets. Hier gebeur iets. Wanneer 'n ouer man, ouer vrou dit doen, en Pieter, jy sal met hulle moet deel en verduidelik, ek is nie nou besig met 'n doopteaching nie, ek het gevoel hy moet nie doop laat staan, gevoel, voor hy klaar maak in die gemeente, gaan hy 'n klomp doop, en toe voel ek sê ek voel, ek ken nie spyssoet. Die eerstes moet sommer vanaand vorentoe gaan. Ons gaan nie vanaand doop nie, maar die stroom gaan kom, Pieter. Die stroom gaan kom. Halleluja. Ek weet jy het nie 'n stem nie, maar sê net dankie Here, by voorbaat. Dis nie nou 'n gebed nie, jy dank hom nou in die gees, jy gebruik jou tool, en sê vir hom dankie wat gaan gebeur, almal. Halleluja, Here. Dankie my God. Dankie, 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 dankie Here. Dankie Here vir strome en strome van redding. Strome en strome van mense wat gaan groei in die volheid van God. Here, dankie vir die krag van God wat hierdie hele gemeenskap gaan skud. Hierdie hele gemeenskap gaan regruk, Here, en mense gaan stroom na die Here toe omdat hulle wil gekleef wees in 'n spyssoet van God. Dankie, 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 dankie Here. Dankie Here, kushendara basiti. Karabasikirie lobobasaya dalabasiot. Karabadu lobobokosukriye turubatati. Halleluja, halleluja, halleluja. 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 Yes, halleluja. Jy gaan hierdie Pinksterdienste onthou omdat ek net een tema het, môre aan praat ek iets heel anders. Ek gaan nie oor môre aan gaan ek praat oor ringe. Die preek is al gistermôre opgelaai, soos nie. Maar jy gaan hierdie reeks onthou vir een ding. Jong, ek like daai. Jy my Ford-bakkie buite gesien. Nee, my Ford-bakkie. Ek het 'n Ford-bakkie. Ek glo 'n Ford, soos aan my Bybel. Julle gaan onthou, Jesus wil weer saam met, soos Adam en Eva saam met jou loop. Die Heilige Gees het die paradys kom herstel. Die Heilige Gees het die paradys kom herstel. Toe sê ek gisterand, maar as jy saam loop, moet jy begin saam gesels. En ek dink dis wat tale groot is. Spreek verborgenhede. En onthou wat ek gisterand gesê het, ek dink nie dan moet elke diens heeltyd in tale praat. Maar ons maak te min van jou gebedstaal. Nou vanaand sê ek is 'n spyssoet. Dit maak jou reg vir 'n ruimtelike wandeling. Jy kan in die gees begin opereer. Nou ek het regtig vandag vir die Here gesê, Here, ek weet vanaand is 'n ander diens, ek ontspan, ek teach net. Op baie praktiese manier. Ek preek eintlik dommerig, nee. My regte by bediening het ouens my beskuldig, jy preek te eenvoudig. Maar Jesus het stories vertel, gelykenisse. Hy het nie hierdie diep dinge probeer, hy het stories vertel. Saaier. Stories wat die mense kon verstaan. Jy verstaan hierdie beeld van die wandeling. Maar in my gebed vandag, ek weet nie, maar ek het gesê, Here, mag daar net iets gebeur dat hulle kan sien hoe mens gesag neem in die geeswêreld. Ons staan nie doop wat 3 mense in die gehoor gaan we doop. Vir jou is dit 'n snaakse ervaring. Hy's 'n bietjie onseker, maar praise God. Ek spreek dit oor jou. Iets besonders. So Here, dankie. Dit is 'n baie persoonlike ding, maar iemand moet sukkel met hulle blaasprobleme. Ek weet dit is persoonlik, maar Here, ek dank U. Hier's 'n verandering vanaand. Hier's vanaand 'n omkeer. Sonnepille, die Here raak haar aan. Loof sy naam. Ek spreek lewe in U naam. Dankie Here. Vat dit.
Halleluja. Dankie dat jy na my geluister het. Dankie Here dat u gisterand bietjie iets oopgeskuif het hier. Dankie vir vanaand. Mag hierdie gemeente 'n geesgemeente wees. Gemeente wat will operate in the space. Halleluja. Kom ons sing wat julle wil sing. I'm a new creation. I'm a brand new man. All things have passed. Wel, moet ek na die gitaar luister. Dankie dat julle was vanaand. Ouens, ek het vir Pieter gesê, alles hier 5. Ek sal my bes te gee. Ek preek nie getalle nie. Jesus het sy beste preke vir 12 mense gepreek. Hy het vir die skare die gelykenis van die saaiër vertel, maar net vir die 12 vertel wat dit beteken. So, jy kan iets sê. Sê dit, geef die mikrofoon. Ons wil almal deel. Sê dit. Ek het nou gehoor wat sê pastoor. Jy moet elke oomblik wat jy iets doen, waar jy is in jou taal met die Here praat. En vandag het ek dit beproef. Elke keer as ek iets doen en ek is by myself, dan kan ek in die taal bid. En dit het my op 'n ander dimensie gesit. Ek het 'n ander tipe verhouding gesien in die geestesdimensie, want nou praat ek met die Here in my taal, as wat ek net bid, dit. Nou is dit my taal wat ek vir die Here kan bid, en ek kan hom ervaar, maar hy is mos nou 'n gees, so ek kan direk met hom praat. Baie dankie, pastoor. Dankie Here. Dit maak my amper blyer, as wat die aanraking van 'n blaas my maak. Dit sê vir my, dit gebeur nie net in 'n kerk nie. Die teenwoordigheid van die Here kan by jou huis werk. Kan oral werk. She's practicing the presence of God. Het ek gisterand gesê. Halleluja. I'm a new creation, is julle reg? Wamp hom, gooi hom. Gooi milies. Amen, gooi milies. Speel weer die intro sê. Vang het. Prys die Here. Okay.